Wanneer mens begin praat oor selfwerksaamheid, hoor jy vinnig, maar Afrikaners kan nie werk nie. Afrikaners kan nie werk nie. Dit is 'n vreemde veralgemene, want daai selfde mense sal vir jou vertel, ons Afrikaners het hierdie land met ons eie hande opgebou. In 'n sekere sin is hulle reg, jy moet mense hulle gelyk gee. Daar's baie uitdagings daaraan verbonde om jou eie mense aan te stel. So tydjie terug gee ek vir 2 manne die geleentheid om saam met te leer om te teel en ons waskamer uit te teel. As 'n klein stukkie vloeroppervlakte, as ek nou 'n Zimbabwe by CTM sou gaan optel het, sou dit my R700 gekos het en ons sou voor 11 die oggend klaar gewees het. Op die ou end kos dit R1600 en dit was 2 voldae se werk. Maar nie net dit nie. Aan die einde van die tweede dag, toe die horlosie sê dis huis toe gaan tyd, so vrintie waar is daar nog net 2 klein teeltjies oor wat geteel moet word, maar die manne sê nee, dis nou huis goed gaan tot tyd, ons sal volgende dag. Ek vreet hulle toe onmiddellik uit. Ek was woedend, briesend kwaad. Ek vertel vir hulle presies wat ek van hulle dink. Ek vertel vir hulle dat ek eerder moes mense by CTM gaan oplaai het, en ek vertel vir hulle dat hulle nou, vir almal wat sê Afrikaners wat nie kan werk nie, reg bewys. Nou as ek nou terugdink daaroor, dan is ek 'n bietjie skaam oor hoe ek met hulle gepraat het. En ek dink by nabaat, ek was nie reg nie, ek moes vir hulle gaan verskoning vra het. Jy sien, ek dink nie net dit is net Afrikaners wat ontleer het om te werk nie. Ek dink ook, dit is ons bestuurders as Afrikaners wat mense aanstel, wat ook nie meer weet hoe om dit te doen nie. Ons gaan moet leer om nie net te werk nie, maar om weer saam te werk. So moenie te haastig wees om stof op te skop oor Afrikaners wat nie kan werk nie. Ek dink die Afrikaners wat met hulle hande werk, en die manne wat met hulle arms by die bakkie uitboer, ons almal gaan weer van voor af moet leer hoe om met mense te werk. Ek glo, daar's 'n toekoms vir Afrikaners selfwerksaamheid.